Dankie gemeente, ek in die sitplekkie neem. Volgende weer voorreg om hierdie woord met julle te kan deel. Eerlik sê, die Here is hom so getrou. Die manier hoe hy dinge doen en hoe ons net tot stilstand kan ruk baie keer. Ek dank die Here vir dit. Anders sal ons net voortploeter by dinge. So volgend wil ek weer 'n bietjie gesels oor iets wat stille weg so die mense hart bietjie kan inkruip. Op die oog af mag dit dalk nie so sonde lyk nie. Maar dalk jy voel soos rebellie teenoor die Here nie. Baie keer kan dit voel soos ware godsdiens. Baie keer kan dit voel soos opregte gebed. Soms kan dit lyk soos ware diens aan die Here. Dalk klink soos dankbaarheid. Maar sonder dat die mens besef, onder al hierdie kan iets baie gevaarlik wees wat tydens sy kop kan uitsteek. En dit is die woordjie trots. Wie vir julle volgens, ek jou vanoggend sal vra, dink jy is so klein bietjie slimmer as die gewone ou nie? Moenie nou kom skaam wees nie. Wees eerlik met jouself. As jy volgens is en jy vergelyk jouself met gewone mens, miskien mense wat by werk is of daar wat jy in die winkelsentrum sien, kan jy tydjie dink, miskien, kan jy dink dat mense sulke dom dinge kan doen nie. Miskien herken jy dit nie volgens nie, maar kan jy sê, ons almal doen dit. Ons almal kom op 'n punt partykeer wat jy dink, ek kan nie dink hoe daai persoon dit doen nie. Ek sal dit mos nooit doen nie. Nooit sal ek myself in so 'n situasie kry nie. Meeste mense dink hulle is beter bestuurders as die volgende, né? Mans beter as vrouens. Ons weet dis die waarheid. Hulle sal nie saamstem nie. Maar ons almal is tog beter as die taxi-drywers, né? Ons almal stem saam met dit. Ons dink so. Ander mense maar wil dink dat jy beter as die volgende persoon is op grond van dit wat jy bereik het in die lewe. Jy het dalk 'n graad agter jou naam of jy het dalk 'n hoë posisie by die werk en mense kyk op na jou. Daarom kan jy dalk dink dat jy bietjie beter is, dalk is jou bankbalans bietjie sterker as die volgende persoon sin. Dit is interessant hoe geld die mense al hy status kan gee om te dink dit laat toe dat ek sekere beter is as sekere mense. Dalk is daar mense wat dalk voel dat my sondes is 'n bietjie kleiner as jou sondes. Daarom is ek so klein bietjie heiliger as jy, so ek is so klein bietjie beter as jy. Ek doen nie dit wat jy doen nie. Dit is vir interessant hoeveel keer mense dink hulle is reg en dat hulle reg sal beskerm teen alles, dat hulle sal reg, dat hulle nie argument sal verloor nie. Hoekom? Want hulle is glo in hulle harte, hulle is reg. Baie mense dink dat omdat hulle reg is ander mense verkeerd. En daarom kan jy nie met hom stry nie. Hy weet beter. Hy weet alles want hy is altyd reg. Nou ek kan nie praat van ander mense nie. Ek kan net vir myself praat, want ek ken myself en ek kan eerlik vir julle sê ek is beslis bietjie slimmer as die average mens. Ek is rarig bietjie slimmer en ek gaan vir julle bewys. Ek so sê, ek probeer nie spog nie. Het is my rarig moeilik om altyd reg te wees. Het is rarig moeilik. So hoë standaard wat 'n mens moet handhaaf. Maar as 'n mens kyk na die mense in die wêreld, dan is dit vinnig om mense foute uit te wys. Dit is so maklik om dit te sien. Ek dink aan die mense wat 'n groot besluit moet maak. Dan wil ek vir myself sê, ek kan nie glo dat die wêreld soveel dom mense het nie, met respek gesê. Hoe kan dit wees? Dink maar aan ons arme president en die regering wat hierdie groot besluite moet maak. As jy dink aan alles wat hulle moet doen, die probleme, Eskom, load shedding, die petrolprys, die werkloosheidssyfer, die toestand van ons regerings, die paaie, sal ek aangaan? Ek kan aangaan. Dink aan die weermag en die polisie wat uit mekaar uitval en alles, en daar is nog internasionale oorloë en waar hulle moet betrokke wees of nie betrokke wees nie. Arme Ramaphosa, hy kry dit van alle kante af en julle sal my saamstem, ek dink ons sal dit beter kan doen, hè? Ek dink ek sal dit beter kan doen. Ek dink, plaas vra hy my net. As hy my wil vra, sal ek van die beste antwoord kan gee. Maar hy put net voort. Nie omdat ek beter is hy nie, maar ek dink ek is slimmer as hy. Nie dat ek praat oor die rugby nie. Rassie Erasmus. Hy is wel die wêreldkampioen vir 8 jaar, maar kom ons wees eerlik. Die dinge wat hy maak, sy boksspan. Iemand wat iets weet van rugby sal weet, hoe kies jy net 2 leeu's vir die bokke? Hoe is dit moontlik? Almal weet dat die leeu's is almal goed genoeg om die bokke te wees. Hulle moet mos daar wees, en hy kies net 2. Wat vir die skeieregters? Maar dat ek begin by die skeieregters nie. Die goed wat hulle nie sien nie, die goed wat ek sien, wat hulle nie sien nie, hoe kan dit nie sien nie? Daar's lynregters en daar's 'n TMO, hoe kan dit nie sien nie, maar ek sien dit raak. Natuurlik, jy sien wat ek sê, as ek sê ek dink ek is beter,
Ek is beslis slimmer as hierdie mense. Slimmer as die gewone ou. Selfs slimmer as die wêreldbekende ras Erasmus, wat 2 wêreldbekers gewen het, seker volgende jaar sy 3de gaan wen. Slimmer as die skeieregters wat gaan leer het. Sien, dis die gesindheid van mense. Ek praat vir myself, ek praat nie vir julle nie. Maar oor die algemeen, ek is mense so, en tydens Jesus se bediening op aarde, was ook baie keer omring deur mense wat gedink het, ek is beter, ek is meer reg as jy. Wie is jy om vir my te sê, kyk na my, ek lewe reg. En hulle het so geleef om altyd te wys hoe reg hulle is. Ek verwys spesifiek na die fariseërs wat so geleef het, hulle het 'n lewe geleef dat mense moet dink hulle is heiliger, hulle is beter, hulle is altyd reg. En weet jy, die hartseer van die situasie, mense het dit gedink. En dit was Jesus gewees wat hierdie mense kom uitwys het en vir hulle gewys het, maar julle is nie so reg wat jy dink jy is nie. Fariseer, jy is nie so reg nie. En hy vertel hier die gelykenis, en as jy jou Bybel het gemaak by Lukas 18, dan vertel hy die gelykenis, 'n bekende gelykenis. Omdat ek dit lees, toe kon ek myself so vinnig vereenselwig met hierdie persone, en dink myself, doen ons nie almal maar dit nie, maar kom ons lees dit gou. Kom ons lees dit. Vanaf vers 9, ek gaan lees nie op die bord nie, dis net 4 versies. Hy sê, toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak vir God reg is, maar die ander mense verag het. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander was 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en homself gebid, o God, ek is dankbaar teenoor U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, onregverdig is, ontuchtig is, of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer gedurende die week. Ek gee my 10de van alles wat ek verdien. Die tollenaar het op afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel toe opkyk nie. Hy het vol skuld besef op sy bors staan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Dan sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, eerder is die eerste een, gaan huis toe as iemand wie sy saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef oor ander, sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word. Nou ek weet nie van julle nie, maar die fariseërs, as julle hoeveel van die fariseërs weet, hierdie fariseërs, hulle was so behept gewees met die wette van Moses. Hulle was so behept gewees met wat mense van hulle dink, dat hulle soms vergeet het om te fokus wat die Here van hulle dink. So wat sou hulle gedoen het? Hulle sou anders aangetrek het, en hulle sou op die straat ook hardop gebid het, en soos hierdie persoon het baie duidelik maak, hy sal seker maak, mense weet hoeveel 10de hy gee, want vir hom was dit 'n uitdrukke ding, dit was belangrik geweest, en op grond van dit wat hy gevoel het in sy hart, doen hy reg, het hy gevoel hy is reg, en die persoon wat dieselfde doen as hy nie, of wat minder doen as hy, is minder reg as hy. En daarom het hy gevoel het as sy reg om neer te sien op hierdie persoon. Hulle het hierdie goed gedoen, hulle sou gou vinnig mense se foute uitgewys het. Vinnig mense verstaan, maar jy is nie so goed soos ek nie. Jy doen nie wat ek doen nie. Moet jy vir my sê nie. Dan kry ons 'n ander persoon, die tollenaar. Tollenaar was iemand wat van buite af 'n slegte mens was. Hulle het die reputasie gehad dat hulle vasgeklou, dat hulle skelm was, dat hulle geld gesteel het. So wat gebeur het, hulle was die belastinginvorderaars. Hulle is so die geld gehaal het. So wat hulle gedoen het, die gebruik van die tollenaars gewees om so klein bietjie meer te vat as wat hy moes betaal. So hy vat 'n bietjie meer belasting by die persoon en die ekstra geld trek in sy sak. So hulle was diewe gewees. As jy die tollenaar sien, jy het erger om gevoel as jy aan taks. Jy het erger verloor om as vir SARS gevoel het, want SARS dan ten minste nog eerlik, maar daai mense was skelm. So die gevoel was gewees dat hierdie persone is sleg. Skelmgeit kleef hulle vas. 2 verskillende persone, 'n fariseer en 'n tollenaar. Hulle gaan na dieselfde tempel, hulle doen dieselfde dinge, hulle bid vir die Here. Hulle staan voor dieselfde God, maar dan sê Jesus, net een van hulle, en nie die een wat die wêreld dink nie, net een van hulle gaan na regverdige huis toe. Nie die een wat die wêreld dink. Jy van buite af sal die mens dadelik dink, dis die fariseer, dit moet hy wees. Hy's in die tempel, hy's in die kerk, hy doen die dinge vir die Here, hy gee sy 10de, en hy kyk na die armes, en hy onderhou die wette, en hy doen al die goed. Dit kan nie die tollenaar wees nie. Maar sê die Here, eerder die tweede ene, as die een, welkom, hoekom? Sien, maar die Here kyk nie, dit wat ons die buitekant doen nie. Die Here kyk na die hart. Hy kyk hier binne. Jesus leer ons hierdie belangrike is, hy sê, jy kan vir mense reg lyk. Jy kan vir mense reg lyk, maar vir die Here kan jou saak dalk reg sê. Jy kan vir mense reg lyk, maar tog kan jy ver van Jesus af wees. Jy kan vir mense reg lyk.
En dit is interessant met hierdie vergelyking is dat hierdie fariseer homself gesien het as reg. Mense het hom gesien as reg. Hy gaan so ver, dis eintlik embarrassing as ek daaraan dink, dat hy so ver gaan as om sy komplimente vir die Here te noem. Te sê, maar Here, ek het dit gedoen, ek doen dit, en ek doen dit. As dit die Here hom iets verskuldig is. As die Here hom nou moet seën op grond van dit wat hy reg gedoen het hy nie besef waar hy vandaan kom nie. Mense sal dink hierdie fariseer wat die wette ken, die Ou Testament wette, moet mos weet wat in Job staan. Hy moet mos weet wat van die profete gesê het, dat goeie werke soos vuil lappe is. En nou dink hy sy goeie werke maak dit reg, dat die Here hom iets verskuldig is. Hy het homself gesien as reg, maar die tollenaar gesien is verkeerd. Sonder om eers die tollenaar se hart te sien. Dit dadelik gedink, hierdie persoon is verkeerd. Hy het so ver gegaan, so gesê om sy achievements te noem. Alles wat hy reg doen. Hy sê vir Jesus, gaan dit nie net oor reg en verkeerd nie. Ja, dit gaan oor reg en verkeerd. Maar dit gaan so klein bietjie dieper vir Jesus. Hoekom? Want hy kyk na die hart. Een ding wat ons weet van God, dit staan deur die Bybel deur. Ons weet, die Here haat hoogmoed, né? Dis as gevolg van hoogmoed dat Lucifer uit die hemel geskop is. Trots is dieselfde as hoogmoed. As jy dink jy is bietjie beter as iemand anders, dan is dit hoogmoed. Ek sê vir jou, dis hoogmoed as jy dink jy is bietjie beter. En ons weet, God haat hoogmoed. Jesus het ook iets anders geweet van mense wat hoogmoedig is. Hy het geweet, as jy hoogmoedig is daar bietjie hoogmoed, bietjie trots in jou hart is, gaan dit vir so klein bietjie moeiliker wees die volgende persoon, om liefde te bewys aan mense. Jy kan nie liefde aan mense wys, jy dink jy is beter as hulle nie. Dis onmoontlik. Nou ons lewe in 'n moeilike tyd vandag. Ons lewe in 'n tyd waar daar soveel regte is. Stem jy saam? Daar's regte vir enige ding. Ek dink aan arme onderwysers en ek wil nie 'n onderwyser wees in vandag se tyd nie. Want die kinders het soveel regte. Jy kan nie meer dissiplineer nie. Daar's soveel regte. Polisie kan nie meer kriminele beheer nie. Want selfs die krimineel wat in jou huis inbreek het meer regte as jy. Elke dag hoor mense van massa optogte, mense het regte. Jy gaan nie so maak nie, ek het reg, dis my reg. En dan natuurlik die grootste en wat die meeste verdeeldheid moeilik maak, is die reg tot vryspraak. Ek kan mos enigiets sê, want dit is my reg tot vryspraak. Al is dit afkrakend, al is dit afbreekend, al maak iemand seer, dit maak nie saak nie. En ongelukkig as ons as Christen nie versigtig is nie, kan ons by onsself baie vinnig vind as iemand wat ook 'n reg het om ander mense anders te behandel, net so die fariseer. Omdat ons Christen is, omdat ons die wet ken, omdat ons die Bybel ken, ons weet wat van ons verwag word en daai persoon weet dalk nie, kan dit baie maklik wees vir ons om so die fariseer op te tree en te dink is reg om mense af te kraak, om neer te kyk op mense, omdat ons die waarheid weet wat reg en verkeerd is. En daai persoon weet nie. Dan voel ons omgekrap. Dan raak ons kwaad as mense nie dink soos ons nie, as hulle nie maak soos ons nie. Ek sal nooit vergeet, my broer was 'n alkoholist gewees. Op 37 met sy dronk lyf, klim agter 'n kar stuur en hy maak 'n ongeluk. Langs storie kort, hy het breinskade gehad en hulle het bloeding op die brein, hulle het geopereer, maar hy het nooit gekom uit wakker word, die tweede graad sy dood. En ek is kwaad vir die Here, maar dis 'n gesprek van 'n dag, maar ek onthou spesifiek, is by die werk, ek werk ook vir 'n baas, en ek werk en ek praat met die tand, ek sê, ek kan nie dink my broer is so onnoosel nie. Kan hy nie sien wat die drank doen nie? Hoe kan jy alkoholist wees? Hoe kan hy so onnoosel wees? En sy sê vir my, Jock, net omdat jy nie daarmee sukkel nie, beteken nie ander mense sukkel nie. Net omdat jy nie met alkohol sukkel nie, beteken nie die volgende persoon sukkel nie. En ek het tot besef gekom, hoe oordelend ek kan wees. Net omdat daai persoon met dit sukkel, miskien sukkel ek nou meer nie. Miskien is dit maklik vir my, maar dit beteken nie dat dit vir die volgende persoon maklik is nie. En ek moes besef, maar ons raak omgekrap oor hulle optree, die foute wat hulle maak, wat hulle glo, dit wat hulle op sosiale media sê, hoe kan hy dit sê? Wie dink hy is hy? Hoe kan hy dit sê? Jy sien, as hierdie opgekrap het in ons harte te lank gaan broei, dan kan dit maklik lei tot minagting, verwerping, dat ek hulle verwerp, dat ek sê, ek wil nie met hulle meng nie, en dan is ek beter as hulle, want as ek mos so trots, en as 'n ware volgende Jesus wil ek jy myself nooit in die posisie bevind, waar ek dink, ek is beter as iemand anders nie. Net omdat daai persoon sukkel, net omdat hy anders is. Hy het 'n ander struggle as jy. Daarom moet ons versigtig wees om mense te evalueer. Ons dink as Christene, is dit ons reg, ons ken die waarheid, daarom kan ons mense evalueer. Ons kan sommer vinnig opsommetjie maak oor hoe die persoon is. Hoe lyk jou lewe?
As jy my vra, maar hoe voel ek miskien oor daai persoon, dan sal ek maklik kan sê miskien, ag nee, ek wil hom nie veroordeel nie. Hy is 'n goeie mens, maar ek dink hy dit en dit doen nie reg nie. Of ons maak om te sê, ag, ek dink dit wat sy doen is baie goed, maar jy sien, hy praat met haar kinders. Jy sien hoe hy kan kinders. Dit wat Christene doen, dit gebeur in die kerkgemeente, dit gebeur by ons eie gemeente. Nou net omdat ek gesê het, net omdat jy nie daarmee sukkel nie, beteken nie, die struggle is reëel nie. Daar's 'n struggle daar buite. Mense sukkel met sonde. Dis van die begin van die wêreld of so, en glo dat dit gaan so wees vir altyd. Daardeur sê ek nie dat ons die sonde reg praat nie. Daardeur sê ek ons met 'n blinde oog gooi nie, dis wat ek sê nie. Ek sê ons kan nie neerkyk op mense nie. Ons mag nie. As kinders van Here mag ons nie. Ons oordeel net mense nie. Het jy interessant gevind dat mense kerke kan oordeel, pastore kan oordeel, hy praat te lank, hy praat te vinnig, hy moet nie so nie, hy moet so. Nee, daar sit hierdie banke is te hard. Hulle teologie aanvat. So maklik kan ons net soos hierdie fariseer dink, ek is reg. En as jy nie soos ek is nie, dan moet jy verkeerd wees. Jy moet verkeerd wees. As jy nie soos ek dink nie, as jy nie sukkel soos ek nie, as jy met ander goed sukkel, dan is jy verkeerd en ek is reg, maar die waarheid is, nie is die waarheid, dat ons eintlik almal maar net op ons sondags is nie waar nie. Dat ons almal maar net eintlik die Here se genade nodig het. Dat ons almal net omdat jy iets anders sukkel, maak dit jou nie 'n groter Christen as die volgende nie. Maak jy 'n beter Christen nie. Ons almal het die Here se genade nodig. As nie vir die bloed van Jesus was ek jy nie vandag in hierdie kerk nie. Jeremia 17:9 sê so, hy sê, die menshart is deur en deur bedrieg en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Besef jy hoe sleg jou hart eintlik is, sê Jeremia. Besef ons eintlik. Ons sien ons sit onsself op hierdie pedestal en ons dink ons is beter, omdat ek elke Sondag in die kerk is, en ek sê tol en al, af die fariseer, gee my tiende, en ek help die armes, en ek doen hier, en ek doen daar, en ek doen hier, en ek doen daai. Die Here sê, ons kan 30 jaar in die kerk sit, en mense kan dink ons lyk reg vir mense. Dit is steeds ver van die Here af kan wees. Dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Maak nie saak hoe reg jy dink jy is volgend nie. Baie keer is jy ook verkeerd. Dalk sit jy hier volgende en jy dink, maar persoonlik is bietjie meer kere reg as verkeerd. Ek doen nie die verkeerde ding, ek doen nie die slegte dinge nie. Maar wat is jou optrede, hoe jy mense hanteer verkeerd is? Wat is die een ding is wat die Here se hart seermaak, hoe ons mense hanteer? Is die groot gebod nie liefde vir God, liefde vir jou naaste mens nie. Hoe hanteer ons mense? Dis 'n vraag wat jy self moet antwoord. Ek kan nie vir jou antwoord, ek praat vir myself. Het ek nog tyd vir mense? Of kyk ek neer op mense, omdat ek oor en oor met hulle gepraat het, soos my broer, ek het oor en oor met hom gepraat oor sy gedrinkery. Oor en oor van hom hulp aangebied, sê, kom aan, ek sê jou in 'n rehab en sit, kom net, en hy het net vir my gesê, ek het nie 'n probleem nie. Ek wil sê, jy het 'n probleem, eers ek net wat jy py kry, gaan drink jy. As jy geld het, gaan drink jy. En dan kom mense op punt wat jy opgee, die sê, hy wil nie gehelp word, jy los hom dan maar. Ek dank die Here dat Jesus nie vir my gesê het, hy wil nie hoor nie. Ek gee op hom nie. Prys die Here, dat hy genadig is. Wat help het as 'n Christen reg leef, maar hy's verskriklik, hy's vreeslik ongeskik met ander mense. Wat help het as 'n Christen reg leef aan die buitekant, maar sy hart teenoor mense is boos. Hy kan nie verdra nie, hy judge hulle, hy skinder, hy praat sleg. Wat help dit? Of as jy 'n Christen, as 'n Christen moet sien in die kerk, bekleed met posisie en ambt, en mense kyk vir jou so, maar eintlik is jou hart nie op die regte plek nie. Wat help dit? Wat help my posisie en mense in die kerk? Dan kyk ons na Jesus. Sien, Jesus wat so nou gesê het, was nie net gefokus op reg en verkeerd nie. Ja, reg en verkeerd, natuurlik. Maar dit was oor trots, hoogmoed, nederigheid, was vir Jesus baie belangrik geweest. Die toon van jou optrede, die manier hoe jy mense hanteer, is net so belangrik. As jy tyd het vir mense, as jy geduldig is met mense met hulle probleme, as jy geduldig is, spreek het boekdele. Kom ek skep 'n bietjie prentjie van my lewe. Julle wat my nie ken nie, as ek vir julle vanoggend so sê, ek is al van 12 jaar oud, ek kind van die Here, ek het maar vir die Here gegee toe 12 jaar oud was. Julle weet ek is 'n pastoor, ek is al die bediening af seker 10 jaar. Ek is 'n goeie man vir my vrou, my kinders. Ek skree nooit op hulle nie, ek skree nooit op hulle nie, ek mishandel hulle nie, ek skop nooit die hond nie, ek hang nie by nagklubs uit nie. Ek doen altyd die regte ding, betaal my TV lisensie,
betaal my rekening op tyd, ek kyk nie pornografie nie, ek gee my 10de vir die kerk, ek lees my Bybel en ek bid, oggende en voor ek kos kry, ek bid en ek sê dankie, ek sê graag om vir mense, as dit my prentjie is, sal julle dink ek lewe reg voor julle, sal dit prentjie wees, sal julle meer vir my hou op grond van dit wat ek net vir julle vertel het, sal dit julle nader trek aan Jesus, op grond wat ek net vir julle vertel het. Kom ek vra dit, as 'n sondaar wat daar buite is, sy sondige lewe en my heilige lewe moet vergelyk, hoe sal hy voel? Sal hy voel hy kan nader aan my kom, of sal my heilige standaarde, my hoë standaarde, my morele standaarde, dit wat ek belangrik ag, sal ek eerder mense wegstoot? Sal hy skuldig voel om my teenwoordigheid en voel, ek is nie waardig om in Jacques se teenwoordigheid te wees nie? Jy sien, want net om die reg lewe beteken nie, jy maak 'n verskil in 'n sondige wêreld nie. Beteken nie mense voel aangetrokke teenoor jou nie. En net vir hulle my haat vir my heiligheid wil ek vir julle sê, die prentjie wat ek geskep het, is nie heeltemal ek nie. Ek word ook kwaad. Ek praat baie keer met my kinders harder as wat ek moet. Ek word ook kwaad in die verkeer. En soms kan ek ook verkeerd bestuur op die pad. Vra maar vir Jacques, as jy die waarheid vertel. Gebeur nie baie nie, net so nou en dan. Wat sê ek? Ek probeer sê dat net omdat ek 'n heilige lewe leef van buite af, beteken nie mense is approachable nie. Gee my nie die reg om neer te kyk op mense nie. Gee my reg om mense anders te hanteer nie. Ek kyk vir Jesus ons voorbeeld. Daar's net een persoon wat perfek is en dis Jesus Christus self. Maar vir my amazing ding van Jesus is die volgende: nooit het Jesus gedink hy's beter as iemand anders nie. Nooit het iemand na hom toe gekom en hy's gesê ek het nie tyd vir jou nie. Ek kan nie nou met jou werk nie. Nooit het Jesus mense laat voel maar jy's fout en ek is reg. Jy's verkeerd, ek is reg. Nooit het Jesus enigstens mense minderwaardig laat voel of laat gevoel het hulle is nie welkom nie. Die interessante ding vir my is dat Jesus wat so perfek is, sonder sonde was, dat dit juist die sondige mense was wat aangetrokke was tot hom. Is dit nie so nie? Dat hulle wat so vuil was, wat die wêreld verwerp het, wat eenkant toe gestoot is, dit was juist hulle wat na Jesus toe gehardloop het. Hoekom? Want hulle het veilig gevoel by Jesus. Hulle het aanvaar gevoel by Jesus. Hoekom? Alhoewel Jesus perfek was in elke manier. Maar so gesê die onperfekte mense wat so, hulle wat die donker geheime gehad het, die geheime sonde gehad, hulle het so welkom gevoel in die teenwoordigheid. Dink aan Maria Magdalena, wat Jesus se voete gewas het met die olie. Dink aan die tollenaar Saggeus. Dink aan die vrou wat met owerstel betrap is. Dink aan die fariseer Nikodemus wat in die nag na Jesus toe kom. Hy kon nie wegbly nie. Dit was so aangetrokke deur Jesus, amper soos 'n mot in 'n lug. Kan nie wegbly nie. Hoekom was dit so? Dalk is die antwoord, want Jesus het hulle nêrens laat voel dat hulle verkeerd is, of minderwaardig is, of nie goed genoeg is nie. Nooit het hy gevoel hy judge hulle nie. Nooit het hy gevoel dat hy homself op 'n pedestal sit en hy kon, want hy is die seun van God, hy is die hoogste gesag. Alles is vir hom geskape, deur hom geskape. Maar nêrens het hy so gevoel, hy het so laat voel nie. Hy het liefde aan hulle bewys. Hulle almal het geliefd gevoel by hom. Almal het gevoel hulle is welkom. Voel mense so by ons, as hulle met ons praat, is ons afjakkerig, is ons approachable, kan mense met ons praat. Ons sê almal altyd ons wil wees soos Jesus, ons wil mense met Jesus in ons sien. Vra die vraag, as die boemelaar op straat net toe kom vir 'n R2, sê ons moet vir hom geld gee nie, maar hoe hanteer ons daai persoon? En dis waar ook nog sê, ek wil my hoed afval vir Jaco, want ek kry baie saam met Jaco, en hy het nog al 'n manier, as die mense daar is, en hulle klop aan die venster, het hy altyd 'n mooi woord te sê, hy praat, hy engage met hulle, hy draai net die venster toe, en sê, ek kan nie vir my nie, hy praat met hulle, as hulle met hom praat. Die vraag weer eens, kan mense die liefde sien? Jesus sê vir ons, en ek het hierdie in die laaste preek aangehaal, Johannes 13 vers 33-35, hy sê, kinders, ek is nog 'n klein rukkie by julle, julle sal my soek, maar maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou weer vir julle, daar waar ek gaan, kan nie kom nie, en dan sê hy vir ek gee julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, net so moet julle mekaar ook lief hê, as julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien, dat julle my disippels is. Ek het al voorheen gesê, dit is die een eienskap wat so vas is in ons DNA as 'n Christen, is die liefde vir mense. Dit is ononderhandelbaar, ons kan nie daar verby kom nie. Jy kan nie sê, jy is 'n kind van die Here, as jy nie liefde vir mense het, jy kan nie.
Dit bots, jou woorde en jou dade stem nie ooreen nie. Daar moet liefde wees, en Jesus sê, hy gee ons 'n nuwe verbod. Dat ons mekaar so moet lief hê. Hoekom? Dan sal die wêreld sien dat ons sy kinders is. Dan sal hulle sien dat ons sy disippels is. Dis nie hoe reg ons leef, of waarteen ons staan, of dit waarvoor ons staan nie. Dis nie wat die verskil gaan wees nie. Die verskil gaan die liefde wees. Mense moet tuis voel by ons. So hoekom sukkel mense dan? Hoekom sukkel mense om liefde te bewys? Want dalk is ons so besig om te probeer reg leef, dat mense kan sien ons leef reg. Dalk ons is so besig gefokus om die regte dinge te doen, sodat mense kan sien ons is heilig en ons is reg, amper so fariseer, dat ons vergeet om nederig te wees. Ons vergeet om liefde aan mense te bewys. Jesus was nie net gepraat reg en verkeerd nie, hoogmoed en nederigheid ook. As ons heel te gefokus so reg ons is, dan lei dit dat ons dink ons is beter as ander mense, want ons is reg en julle is verkeerd. Dan is daar kwaad gevoelens teenoor die mense. En dis presies die teenoorgestel wie Jesus waardig geleef het. So gesê het, Jesus was altyd approachable. Jesus was een persoon wat die mees regste geleef het op aarde, en tog het hy mense nooit veroordeel nie. Ek dink altyd aan die vrou wat op oorself betrap is. Die vrou is Johannes, ek het gelees, en dan ons weet, Jesus krap in die sand. En dan sê hy vir die mense, dat as jy nie fout het, dan kan jy die eerste klip gooi, en dan in vers 10 en 11, denk ek van Johannes 8, dan niemand en vra is, maar waar is hulle nou? Het hulle nie veroordeel nie? En dit is my so wonderlik, en dan sê sy nee, hulle is nie, en dan sê Jesus, wel ek veroordeel jou ook nie. Gaan dan sondig nie weer nie. Het is wonderlik dat Jesus so sê nie, dat hy nie oordeel nie. In hierdie verhaal sien ons ook, daar is fariseërs, wat tegnies korrek is. Van buite af het hulle die reg om klippe te gooi. Want van buite af lyk hulle vir die wêreld reg. Maar Jesus ken die hart. Hy weet nie van ons is reg nie. Jy kan dink jy is reg. Almal het ergens verkeerd gedoen. Almal is verkeerd. Jesus woorde so ek sê, ek gaan dan nie maak nie sondig nie. Hy veroordeel ons glad nie. Hoe dink julle daai vrou gevoel na Jesus dit vir haar sê? Hoe dink jy sy gevoel? Dink jy sy het verwerp gevoel? Dink jy sy het minderwaardig gevoel? Dink jy sy het gevoel sy's nie goed genoeg nie? Glad nie. Soveel so dat sy haar lewe al agter Jesus aan beweeg het. Want sy het gevoel sy's welkom. Sy het gevoel Jesus aanvaar hoe sy is. Sy het waardig gevoel, gelief ten spyte van dit wat sy verkeerd gedoen het. Ek sê weer, ons gedagtes verander. Ons moet ons benadering so klein bietjie verander. Ek sê weer, ons sê nie ons praat die sonde reg nie. Sê nie ons sit oogklappe op en ons maak of dit nie daar is nie. Natuurlik stry ons teen die sonde. Natuurlik stry ons teen die bose. Ons is aan die lig van die wêreld wat die duisternis moet verdryf. Absoluut. Absoluut. Ons kan nie veroordeling wees nie. Ons mense het voel hulle is welkom. Net in ons midde nie, maar in ons kerke. Daar moet ons gedagtes van en raak met hierdie ons relasie wees en sê, ek was ook daar. Ek was ook so verlore gewees. Maar jy sien, Jesus het my vergewe. Daarom is ek dankbaar wat Christus vir my as sondaar gedoen het. Dit lei my dan tot aanvaarding vir mense wat die pad byster is. Dit lei my dan tot 'n bietjie meer genade vir hulle wat dalk 'n bietjie afgedwaal het. Wat dalk nie so reg lewe soos ek nie. Sien nie wat hulle doen is reg nie. Ons veer dit nie onder die mat en maak ons nie verkeerd is nie. Ons aanvaar die sonde. Jy sê, want ons haat nie die mens nie. Ons haat die sonde. Ons is nie teen die mens nie, ons is teen die sonde. Is ek reg? Dis wat Jesus gesê het. Dis omtrent al wat ek volgende wil sê. Ek dink, volgens die woord, ek moet self nie gepraat. Ek weet dat daar met my gepraat. Ek wil tog hê dat, ek sal dink al oor. Graag 'n bietjie sal dink, ja, julle kan ook maar vorentoe kom. Miskien so 'n bietjie dink. Miskien daar by sit, maak 'n bietjie oor toe. Dink dit so 'n bietjie aan die woord van vanoggend. Dalk dit wat jy gehoor het. Dalk iets wat die Heilige Gees dalk vir jou uitgelê het, wat dalk vir jou uitgestaan het. Wat jy besef het miskien areas wat jy miskien hard was met mense. Nou wil ek jy moet vandag net daar waar jy sit met jou oor toe. Ondersoek dit met jou eie hart volgend.
Niemand anders se hart behalwe jou eie hart, nie jou buurman se hart, nie jou man of jou vrou se, of jou kinders se, of 'n vriend se hart, of selfs die pastoor se hart nie. Jy sê met jy is verantwoordelik vir jou eie hart, jou hart. En dan vra jy jouself die vraag, miskien bid die volgende. Dan vra jy, Here, het ek toegelaat om bietjie trots te word? Het hy trots so stelselmatig bietjie aan my hart in beweeg? Het ek begin om mense te veroordeel, vir hulle wat nie so heilig lewe soos ek nie, nie so gereeld kerk toe gaan soos ek nie, dalk nie sukkel soos ek nie? Is ek meer bekommerd oor hoe vir mense lyk, of ek bekommerd vir hoe God lyk? Dit is my meer belangrik wat mense vir my sê. Vertrou ek eerder op my goeie werke eerder as om God te vertrou? Miskien sit jy hier en jy dra daar op die skaamte oor iets wat jy verkeerd gedoen het. Jy sukkel om jouself te vergewe. Die goeie nuus volgend is, daar is genade by Jesus. En Vader, iets wat jy is, sien die tollenaar, toe hy daar voor Jesus staan, en hy kon skaars sy oë optel. Hy het nie 'n perfekte rekord vir God gehad nie. Hy het geweet wie hy is. Hy het presies geweet. Maar hy het 'n gebroke hart gehad. Dis 'n gebroke hart wat die Here kan werk. So ons kan sê ons is jammer, Here. Daarom kon Jesus dan gesê dat hy regverdig was vir God. Ons is nie nodig om God te beïndruk met ons lys van achievements, dit wat ons reg doen en dit, want God hoor nie met dit nie. Dis soos Paul volgens gesê, dit gaan oor ons hart, jou verhouding met die Here. Dis waaroor dit gaan, dis waar die Here die meeste belang stel. Ja, kom miskien daai liedjie hier is nou like jy speel, en miskien gemeente, terwyl ons speel, miskien daar, kom ons vat net so 2 minute. Kom ons sê vir die Here, Here, jy is my 'n sondaar, ook genadig, help my om reg te doen. Dat jy sal afkrakend wees of afbreekend wees nie. Dat jy sal dink ek is beter as iemand anders nie. Vra die Here om ons te lei.